Kom ons bid vanoggend. Here, ons sê net dankie. Dankie vir u teenwoordigheid. Dankie vir die feit dat ons vanoggend in u huis kan wees. Dankie vir die voorreg dat ons in vryheid ons aanbidding vanoggend aan u kan opdra. Dankie Here vir die geskenk van gemeenskap. Wat 'n voorreg om langs mense te sit wat lief is vir ons en wat lief is vir u. Heilige Gees, ek vra dat u 'n persoonlike ontmoeting met elke persoon hier sal hê vanoggend. Want u is die een wat lewens verander. Piet en hulle het dit nou net gebid. Ons vra vir lewens om te verander. Kom en heers vanoggend, Here. En almal sê amen, amen, amen. Dit is regtig 'n voorreg vir my om vanoggend hier so te wees en om die boodskap te bring vanoggend, want die opdrag is regtig verskriklik na aan my hart. Ek gaan vanoggend bietjie praat oor verbondsverhoudings. En ek voel dis half omdat ek regtig in 'n seisoen van my lewe is waar ek die vrug van hierdie regtig persoonlik beleef. So, van julle sal daai interessante meneertjie herken. Vir die van julle wat hom nie herken nie, dit is my jonger boetie Jeffrey. Jeffrey is regtig 'n interessante karakter. Hy groei gereeld 'n mullet. Hy het altyd 'n verskriklike snor en hy het 'n hele klomp tattoos. Party wat mooi is en party wat net weird is. Hy het Papa Smurf wat 'n lawnmowertjie stoot ergens. Hoekom jy sal dink, ek verstaan half 'n versie, 'n skriffie, ietsie mooi, maar hy het 'n Smurf tattoo. So dit vertel jou baie van wie hy is. Maar almal love vir Jeffrey. Jeffrey is the life of the party. Dit is altyd lekker om in sy geselskap te wees. En daar's altyd mense om hom. So hy en sy vrou het Australië toe geïmmigreer en dit was vir hom glad nie 'n aanpassing nie, want hy maak net maatjies waar ook al hy gaan. Hy maak maatjies by die werk, hy maak maatjies, hy's 'n craft beer salesman in Australië. Hy was 'n prokureur in Suid-Afrika, but now he sells craft beer because his personality suits it. Okay? Maar hy maak letterlik vriende waar ook al hy gaan. En vir die van julle wat vir langer as 'n jaar in die gemeente is, julle weet nou al ek is 'n ekstrovert. En as julle dit nie geweet het nie, dan sê ek dit baie duidelik. Ek is 'n ekstrovert. Ek hou van gesels, ek hou van praat en daar is niks lekkerder vir my as 'n kuier nie. En wat die snaakste ding is, al my beste maatjies is introverte. Maar ek voel asof ek is goed vir hulle, want hulle kan dan bietjie stil wees en ek doen al die praatwerk vir al 5 van ons. Maar ek het altyd, toe ons jonger was, veral met Jeffrey en wie Jeffrey is, ek het altyd verskriklik eensaam gevoel. Want mense het van my gehou, maar mense het nie om my gevlak soos wat hulle gedoen het met Jeffrey nie. So partykeer as dit regtig moeilik gegaan het, of het regtig 'n moeilike tyd in my lewe, dan het ek sommer kwaad geraak vir die Here. Ek sê, hoekom het jy my 'n ekstrovert gemaak, maar ek het min mense om my? Hoekom het jy dit aan my gedoen? Want Jeffrey het letterlik, daar was nie 'n oomblik waar Jeffrey nie mense om hom gehad het nie. Sy arme vrou Ashley, dit maak haar baie moeg. Maar ek het altyd myself met hom vergelyk. Maar hoe ouer ek word en hoe langer ek 'n pad met die Here stap, het ek besef, dis vir my uiters belangrik om in plaas van honderde vriendskappe te hê, om liewers 'n kleiner groepie van verbondsverhoudings te hê. Verhoudings wat diep is. Verhoudings wat sê, ek is saam met jou in die goeie tye en in die slegte tye. Ek is daar vir jou nie net wanneer dit lekker is nie. Want ons weet almal, as dit swaar gaan met mense, is dit nie altyd lekker om met hulle te kuier nie. As mense regtig sukkel met angstigheid of as hulle sukkel met depressie, dis moeilik baie keer om hulle te wees, want daai swaarheid vryf baie keer aan ons af, dan sit ons en dis baie keer moeilik. Maar die mense wat bereid is om deur die swaar tye met mense te loop, kry 'n geskenk uit die hemel uit, want jy het dan die geleentheid om 'n verbondsverhouding te ontwikkel met daai mense. Spreuke 18 vers 24, maats kan jou breek, maar daar kan ook 'n vriend wees wat nader is as 'n broer.
Ek is regtig tans in 'n seisoen van my lewe waar ek die vrug van verbondsverhoudings geniet. En die ironiese ding, ek was nog nooit in my lewe deel van 'n Afrikaanse gemeente. Ek was nog nooit in my hele lewe in 'n Afrikaanse skool nie. Ek is nie eens meer nie. Ek was 'n Engelse meisie. Ek het letterlik toe ek gekom het vir my onderhoud, nê, en ek ry na hierdie gebou toe. Ek sit daar sê, "Oh Lord, what have you gotten me into?" Regtig, ek was nog nooit in 'n NG, ewen in 'n NG styl tipe gebou nie. En kyk wat het die Here gedoen. Die gemeente en die mense, my tribe, is julle boertjies. Ek het regtig, en weet jy wat die snaakse ding is as ek vir my Afrikaanse vriende sê hulle is boertjies, dan sê hulle ons is nie boertjies nie. Ek sê, wat is julle dan? Maar ek is regtig so geseënd hier. Want ek was nog nooit in my lewe so gelukkig, so geliefd, so celebrated by 'n groep mense as die mense in hierdie gemeente. Dis die lekkerste werk wat ek nog ooit gehad het. En dit is regtig net vir my so ongelooflike voorreg en seën. Kom ons kyk vinnig vir die definisie van 'n verbond. So 'n verbondsverhouding is 'n bindende ooreenkoms of belofte tussen twee of meer partye, gekenmerk deur wedersydige verpligtinge, verbintenisse en dikwels gedeelde doelwitte of 'n gemeenskaplike doel. Dit is meer as 'n eenvoudige kontrak. Dit is 'n diep verhoudingsband gebou op vertroue en getrouheid. Dink daaraan as 'n vennootskap waar beide partye hulle verbind tot spesifieke aksies en verantwoordelikhede teenoor mekaar. Dis nogal 'n mondvol. Dis baie groot Afrikaanse woorde in daai definisie. Nê? Maar 'n verbondsverhouding is nie net to the benefit of one nie. Dit is 'n opoffering van wat beide maak. Dit is 'n commitment wat beide maak om te sê, ons is hier vir mekaar. En ons gaan diep gaan met mekaar en ons gaan nie skrik of weghardloop van mekaar af wanneer dit swaar gaan nie. John Eldridge sê 'n baie mooi ding. Hy sê, in verhoudings, mans het mans vriendskappe nodig en vrouens het vroulike vriendskappe nodig. Nee? En ek weet seker van die mans sit dalk hier en begin nou klaar paniek, want hulle dink ek gaan vir julle sê, julle moet nou daagliks julle besties WhatsApp stuur en koffietjies gaan drink met julle maatjies en klets oor julle dag en die weer. Nee, dis wat ons vrouens gaan doen. Okay? So julle hoef regtig nie nou daar te sit en bietjie wit te raak. Ek sien net hoe gaan al die klere uit julle gesigte, want soos ek weet nie hoe om 'n verbondsverhouding met 'n man te hê nie. Want baie van ons, as ons dink aan 'n verbondsverhouding, dink ons onmiddellik aan ons man of ons vrou. Nee? Waar of nie? Dit is die eerste ding. As ek sê verbondsverhouding, onmiddellik gaan 'n mens se kop na die huwelik toe. Maar as verhoudings deel van God se opdrag is en as verbondsverhoudings deel van God se hart is vir ons, dan kan dit nie net ietsie wees wat ons net het as ons trou nie. Want daar's baie mense wat nooit trou nie. Daar's baie mense wat nog nie getroud is nie. So wat beteken dit? Dat julle gaan dan net uitmis. Sorry vir jou. Single and looking to flamingo from here until eternity. So ek wil regtig hê jy moet jou denke verander vandag. As jy hierso sit en dink, ag ek's getroud en my man of my vrou is genoeg vir my. En dit is hoe my man Ian vir baie jare geleef het, want my man is ultimately 'n introvert. Also married one, can you imagine? Hy's ook 'n introvert en vir baie lank was ek genoeg. Maar ek het 'n gebrek gesien in sy lewe. Daar was 'n leemte. As jy nie vriende het wat saam jou deur goed kan loop nie, daar's 'n leemte. Dis nie God se hart vir jou nie. En ek wil veral vir die mans vanoggend sê, dis nie God se hart vir jou nie. Jy het broers in Christus nodig. Ek dink aan Neil se men of honor, men of valor, men of purpose, men of something. Close enough. Any one of the top sal werk. Hy het 'n men of purpose groepie. Wie van julle is in daai groepie? Steek vinnig julle hande op. Verander dit julle lewens. Is dit 'n seën vir julle om baie keer met mans te praat? Want baie keer ook, jy kan nie altyd alles met jou vrou deel nie. En vrouens, ons moet nie altyd alles met ons mans deel nie, want ons paniek bietjie. Ons koppies raas bietjie. En hulle wil net alles regmaak. En ons wil nie noodwendig hê julle moet dit regmaak nie, ons wil net hê julle moet luister. En mans, baie keer as julle goedjies deel, dan sit dit ook druk.
So dis hoekom verbondsverhoudings is God se hart en God se plan vir jou en vir my. Prediker 4 vers 9 tot 10. 2 vaar beter as 1. Hulle inspanning kom tot iets. As die een val, kan die ander hom ophelp. Maar as een val wat alleen is daar niemand om hom op te help nie. As jy alleen is, wanneer dit swaar gaan, wanneer dit moeilik is, wie is daar om jou weer op te tel? As jy nie iemand het nie, moet ons vir die Here vra, moet ons begin bid vir daai mense. En soos ek gesê het reg aan die begin, dit gaan nie honderde mense wees nie. Jesus het dit vir ons gedemonstreer. Hy het die 3, die 5 en die 12. Omdat verbondsverhouding so diep is, jy kan nie baie hê nie. Jy gaan 'n handjie vol, dalk 3, dalk 5, maar jy het dit nodig in jou lewe. Job 6 vers 14. Wie medelee met 'n vriend beskou as 'n las, het die eerbied van die Almagtige verwerp. Wat is die 2 grootste opdrae wat ons kry as kinders van die Here? Ons moet lief wees vir God, met al ons verstand, siel en liggaam, en ons moet lief wees vir mense. Kyk vir die maatjies langs julle. Van julle het glad nie gekyk nie, want julle is bang ek gaan sê julle moet ietsie doen. Koekeloer net bietjie rond. Ek gaan nie julle ietsie awkward doen nie. Ek gaan net my veter vasmaak terwyl julle vir mense kyk. Ek voel net hoe al die introverte begin paniek. Wat gaan die vrou sê ek moet doen met die maatjie langs my? Maar die Here sê vir ons moet lief wees vir mense. Dit is 'n opdrag van God teenoor jou en my. Jy kan nie vir God sê, ek is maar anders gebou. Ek is fyn alleen. Ek het nie 'n baie groot nood vir ander mense nie. Jy mis uit. Jy mis uit aan God se beste vir jou. En jy het net een maatjie nodig. Jy het net een persoon nodig. Maar dit is regtig die grootste seën en dit verander drasties jou lewe. Ons God is 'n God van verbond. Hy het 'n verbond geskep met Israel, met Juda, met Noag. En ons is ook deel van die nuwe verbond wat hy gemaak het deur Jesus te stuur om op die kruis dood te gaan vir jou en vir my. So moenie vandag uitmis en dink dat verbond nie vir jou is nie. Kom ons kyk vir die eerste punt, verbondsverhoudings ondersteun. Ons gaan saam lees in Eksodus 17 vers 8 tot 13. Toe die Amalekiete by Rephidim teen Israel kom veg het Moses vir Josua gesê: "Kies vir ons manskappe en gaan veg môre teen die Amalekiete. Dan sal ek op die top van die heuwel gaan staan met die kierie wat God my gegee het in my hand." Josua het toe gedoen wat Moses vir hom gesê het en hy teen die Amalekiete gaan veg. Moses, Aaron en Hur het tot die top van die heuwel uitgeklim. Solank Moses sy hande opgehou het, was Israel die sterkste en wanneer sy hande gesak het, die Amalekiete. Maar Moses se arms het begin moeg word. Hy het toe 'n klip gevat en dit agter hom neergesit sodat hy daarop kon gaan sit. Aaron en Hur het sy arms van weerskante af ondersteun sodat sy arms regop gebly het tot sononder. Josua het die Amalekiete heeltemal verslaan. Solank as wat Moses se arms op was, het die Israeliete gewen. Die oomblik toe hy moeg word en sy arms sak, het hulle verloor. Die interessantste ding vir my met hierdie verhaal, wie se opdrag was dit om sy hande op te hou? Dit was Moses se opdrag. Die Here het nie vir Aaron en Hur gesê, julle moet julle arms ophou nie, of julle moet hom versterk nie. Dit was Moses se opdrag. Dit was sy deel van sy doel, sy roeping. Hy kon nie dit doen sonder Aaron en Hur nie. Ons raak almal moeg, julle. Ons gaan almal deur moeilike tye. Die een ding wat ons gewaarborg is in die koninkryk is dat moeilike tye gaan kom. Ons wil hê Jesus moet net sê dit gaan 'n glad pad wees, dit gaan stil watertjies wees, ons gaan in 'n pragtige skipie gaan sit in die Mediterranean en die watertjies gaan net so helder blou wees en dit gaan so rustig wees. Dis wat ons almal wil hê. Maar dis nie hoe die lewe lyk nie. Daar is omstandighede wat ons toets, wat ons vorm, wat aan ons skaaf en dis moeilik. Wie is daar om jou arms op te hou as jy nie meer kan nie? Wie is daar
om jou arms op te hou. En hierdie is die realiteit. Jy moet iemand se arms ophou en ander moet dit vir jou ook doen. Dit is die hart van God. Dis nie net dat mense moet daar wees vir jou nie, jy moet ook daar wees vir mense. Efesiërs 4 vers 4 tot 6. Daar is net een liggaam en net een gees, soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop en een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Ons is deel van die liggaam van Christus. Hoekom gaan ons dokter toe? Gewoonlik. Ons is siek. Wat beteken dit? Daar's ietsie in jou liggaam wat nie reg werk nie. Die liggaam van Christus gaan op sy beste funksioneer wanneer ons almal gesond saam met mekaar werk. Dit beteken, ten spyte van die feit, dat van jou Christen maatjies jou grynsloos kan irriteer, is jy geroep om hulle lief te hê met die liefde van Jesus. Hulle hoef nie jou bestie te wees nie. Maar ons kan nie meer, ag nee, ek hou nie van daai persoon nie, ek wil nie met hulle werk nie. Is hulle deel van die liggaam van Christus? Dit is jou boetie of jou sussie, jy gaan die ewigheid met hulle spandeer. Begin nou al bietjie 'n paar goedjies skryf waarvan jy hou. En as jy regtig sukkel, jy kan bid en vir die Here vra. Ek was verskriklik swart en wit toe ek op universiteit was. To be in your 20s is really great. Ons dink regtig genuine ons weet alles. Sorry, nee. Vir die van julle wat nog in julle 20's is, it is coming for you. Okay? Ek het regtig, ek was soos, as jy verkeerd is, as jy verkeerd, dan sny ek jou af. Ek skryf jou net so af. Dis nie hoe die koninkryk werk nie. Koninkryk werk nie. Dis nie God se hart nie. Ek weet, daar gaan mense wees wat jy regtig gaan lief wees vir en hulle gaan jou verbondsverhoudingsvriende word en hulle gaan die lewe met jou aanpak en hulle gaan jou aanmoedig om alles te word wie God jou geroep het om te wees. En dan gaan party mense wees, jy gaan net, hallo, bid vir jou en dan gaan jy. Maar ons is geroep om as een liggaam saam te funksioneer. Dis regtig hartverskeurend. Die moslems, die LGBTQ gemeenskap, daai mense kry goed reg wat ons nie kan nie. Hulle is in die minority. Hulle is minder. Maar hulle is in eenheid. Sien jy die krag van eenheid? En om lief te wees vir mekaar, ten spyte van die feit dat ons van mekaar af kan verskil. Spreuke 17, vers 17 sê, jy kan altyd weet dat 'n vriend lief sal wees vir jou en dat 'n broer daar is om jou te help wanneer dit sleg gaan met jou. Dit sê in Engels, a friend loves at all times and is born as is a brother from adversity. Vriende word familie wanneer hulle deur moeilike tye saam met jou loop. Wanneer jy hulle bel, wanneer is 12:00 in die nag en jou kind is siek en jy sê, bid vir my. Of jy sê, ek is hospitaal toe, want my vrou daar's ietsie verkeerd met my vrou, kom. En hulle vra nie eers nie, hulle klim net in hulle kar, hulle trek hulle slippertjies aan en daar kom hulle kom. Hulle is daar vir jou. Deur alles. Dit is wanneer daai diep vlak van verhouding 'n werklikheid word in ons lewens. Verbondsverhoudings maak opofferings. Spreuke 3, vers 27 tot 29, ek wil kyk waar is hy. Daar is hy, okay. Moenie 'n weldaad weerhou van iemand aan wie dit toekom, terwyl dit in jou mag is om dit te bewys nie. Moenie vir iemand sê, gaan eers terug en kom môre weer, dan help ek jou, as jy nou reeds kan help nie. Moenie kwaad teen iemand beplan nie, terwyl hy vol vertroue by jou woon nie. Verbond maak opofferings vir mekaar. Dit is bereid om te help wanneer dit nie gerieflik is nie. Wanneer dit nie in jou mooi skedule inpas nie. Ek is 'n skedule mens. Daar's niks vir my so wat my so gelukkig maak soos 'n to-do list met tikboksies en my goedjies nie.
En ek beloof vir jou, verbondsverhoudings gaan dit toets. Verbondsverhoudings gaan dit toets. En die ongelooflike ding, nee, wat vir my regtig 'n voorreg is, en nee, hy het my nie betaal om hierdie te sê nie, maar ons leier, Pieter Nel, demonstreer hierdie vir my verskriklik mooi. As iemand hom nodig het, dit maak nie saak nie, hy klim in sy kar en dan gaan hy. As hy nie kan nie, want hy's nie hier nie, dan bel hy iemand om seker te maak, dat wie ook al daai nood het, dat daar iemand in hierdie gemeente is, om hulle te gaan ondersteun. Wat 'n voorreg om so 'n leier te hê. Jy's 'n voorbeeld vir ons almal. Ja, gee vir my 'n hande klap. 'n Ongelooflike voorbeeld wat ons lees in die woord, is die verhaal van Rut en Naomi. En Pieter Nel het regtig so ongelooflike goeie preek hieroor gedoen. So ons gaan nie lank hier bly stil staan nie. Ek wil net een versie of een stukkie lees. En dis in Rut 1, wag, daar gaan hy, vingers, daar's hy. Rut 1 vers 16 tot 17. Maar Rut het geantwoord, moet my tog nie dwing om van u af weg te gaan nie, en om te draai nie. Want waar u gaan, sal ek gaan. Waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk, u God is my God. Waar u sterf, sal ek sterf, en daar sal ek begrawe word. Ek lê 'n eed af voor die Here, net die dood sal ons skei. Wie van ons hier is bereid om ons eie gemak, ons eie planne en ons eie begeertes prys te gee vir die mense om ons? Kan julle dink hoe moeilik dit moes wees? Is 'n jong vrou, sy los haar hele kultuur, alles wat sy ken. Dis 'n nuwe land, dis 'n nuwe mense, dis 'n nuwe manier van goed doen. Het geen koek en klou wat haar verwag nie. Sy sê vir Naomi, u God is my God, waar u gaan sal ek gaan. Dink nie eers aan die nagevolge nie. Wie van ons is bereid om dit te doen vir die mense in ons lewens? Vir die mense om ons? Die wêreld sê die hele tyd vir ons moet binne toe kyk en binne fokus. En die realiteit is hierdie, nê? Dit is goed om bietjie binne toe te kyk en bietjie werk te doen. Want ons moet vir die Here sê, ons moet ons lewens ons moet self binne toe kyk en dink, groei ek geestelik? Groei ek volwasse? Raak ek volwasse in die dinge van die Here? Kan jy die vrug van die Heilige Gees herken in my lewe? Is dit 'n kenmerk van my? Is ek vol liefde? Is ek vol genade? Is ek geduldig? Dit is reg om dit te doen. Maar die wêreld sê, dis al wat jy moet doen. It's all about me, myself and I. Dis ons kultuur. Maar die koninkryk kultuur sê, ons moet buite toe kyk. Ons moet vir ander kyk. Ons moet vir ander sorg. Dit is wat dit beteken om deel te wees van die liggaam van Christus. Jy sit ander voor jouself. En dit is baie lekker om te sê. Dit is moeiliker as jy dit moet uitleef. Dit is nie maklik nie. Maar dit is die moeite werd. Rick Warren skryf in The Purpose-Driven Life, humility is not thinking less of yourself. It's thinking of yourself less. Dink bietjie minder aan wat jy nodig het. Wat het die persoon langs jou nodig? Wat is hulle gebedsbesoeke vir die Here? Spandeer bietjie minder tyd met jou lysie. Daar's niks verkeerd met 'n lysie nie. En maak dalk 'n lysie vir Eloise, of 'n lysie vir George, of 'n lysie vir Eugene, of 'n lysie vir Elsabie, en bid deur daai lysie, en sien wat kom en doen die Here in en deur jou lewe. Johannes 15, vers 12 tot 13, dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos wat ek julle lief het. Dis 'n groot opdrag, julle. Ons moet vir mense lief hê soos wat Jesus ons lief het. Dit voel onmoontlik, en sonder die Heilige Gees is dit. Maar die Heilige Gees is ons helper. En deur hom kan ons enige iets doen. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Betoon hartelik broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. In die Engels sê dit, we must outdo one another with brotherly love and affection.
outdo one another. Ek kry altyd hierdie prentjie, dan nou is ek in kompetisie. Wie kan die beste liefde uitstort? Ek is baie competitive. Ek haat dit om te verloor. Dis nie vir my pret as ek verloor nie. So ek sê maar vir die Here, laat hierdie my toetsie wees. Ek wil hierdie game wen. Hierdie wil ek wen. Ek wil eerste staan in sy koninkryk. 1 Korintiërs 13. Dit gaan alles oor liefde. Hierdie goed is great. Dis wonderlik. Ons is bevoorreg om leraars voor ons te hê wat ons kan leer oor sy woord. Ons kan pragtig sing en worship en hoe lekker goed doen. Ons kan geld maak, ons kan 'n impak maak vir sy koninkryk. As ons nie lief is vir mense nie, dan mis ons heeltemal die hart van God. Al in totaal. Ek het 'n storie gehoor, ek kan nou nie onthou wie dit was nie. Dit was 'n redelike beroemde Amerikaner. En die Here het hom hemel toe gevat. En hy kon sien wat gebeur met mense as hulle oorlede is voor hulle in die hemel ingaan. En daar was 'n groot engel daar en elke keer iemand by die deur kom van die hemel, the white pearly gates. Nou dink hierdie ouetjie, die engel gaan vir hom vra, hoe baie mense het jy tot die Here gelei? Wat het jy vir my koninkryk gedoen? Hoeveel geld het jy in my koninkryk ingesaai? Dis wat hy verwag het. En al wat die engel doen vir elke persoon wat verbystap, vra hy vir hulle, did you learn to love? Did you learn to love? Dis al. Dis die enigste vraag wat hy gevra het. Kolossense 3 vers 12 tot 13. Julle is die uitverkore volk van God, wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Dis ons Jesus julle. Dis ons Vader. Dis ons opdrag. Verbondsverhoudings slyp. Spreuke 17 vers 17. Yster slyp yster, vriende vorm mekaar. Hebreërs 12 vers 6. Want die Here tug hom wat hy liefhet. Hy straf elkeen wat hy as kind aanneem. En in die Engels sê dit, my dear child, don't shrug off God's discipline, but don't be crushed by it either. Dis baie encouraging. Discipline from God doesn't crush us. Dit bou ons actually op. Nee? Ons moet ons denke verander. It's the child he loves that he disciplines, the child he embraces, he also corrects. Wie hou daarvan om gekorrigeer te word? Soos ek gedink het, nie 'n enkele hand nie. Okay. Dis regtig nie lekker nie. Ek het dit gehaat toe ek jonger was. Ek het dit gehaat. Ek weet, haat is 'n baie sterk woord, maar ek het dit gehaat. Het was niks lekker vir my nie. Ek het sommer offended geraak as mense my probeer korrigeer. Want ek is mos reg. Maar hoe ouer en hoe meer geestelik ons groei, hoe ouer ons word en hoe meer ons geestelik groei, hoe meer besef ons, as die Here ons korrigeer, doen hy dit want hy wil ons beter maak. Hy wil sy vrug in ons vorm. Die gawes van die Here is gegee. The gifts and the callings of God are irrevocable. Die gawes wat binne jou en my woon, het God net outomaties vir ons gegee. Karakter word gevorm. Jy kan 4 wees wanneer jou hart en jou lewe vir die Here gee en jy kan op 74 doodgaan en jou karakter kan nog steeds dieselfde wees soos wat jy was toe jy 4 was. Dit hang alles af oor die besluite wat jy maak in jou eie persoonlike lewe. Gaan ek groei? Is ek bereid om die prys te betaal? Om toe te laat dat die Heilige Gees my vorm, dat mense aan my mag skaaf, dat mense inspraak mag hê in my lewe. Dat ek oop is om gekorrigeer te word. Dis wanneer ons groei. 'n paar maande gelede, of ek dink dit was aan die begin van die jaar, het 'n vriend van my het gevra of hy 'n bietjie met my kan kom chat. En hy het letterlik die gesprek begin om te sê, ons vriendskap is nou diep genoeg dat ek hierdie met jou kan deel. En ek weet, jy sal my hart hoor as ek hierdie nou met jou deel. En hy het met my gepraat oor ietsie wat ek gedoen het 2 jaar gelede.
En hy het net vir my gesê, hy het my dop gehou en hy het gesien ek het hierdie gedoen en hy wil net vir my sê, dit was nie reg nie. En weet jy, in daai oomblik nie, was ek so bewus van die liefde en die goedheid van God. En ek het geweet, hierdie persoon wat hierdie nou met my deel, sy hart is so vir my. Hy deel nie hierdie nie, want hy het gewag vir 2 jaar om vir my te sê hoe sleg my gedrag was nie. Dit was nie sy hart nie. Jy kry sulke mense, en jy hoef nie daai mense permissie te gee om inspraak in jou lewe te hê nie. Daai vlak van intimiteit is nie vir almal nie. Maar in daai oomblik, sy hart was vir my. Hy love my regtig, hy is een van my beste pels. En sodra ek klaar was met die gesprek en hy het geloop, het ek onmiddellik net gebid en ek gesê, Heilige Gees, dankie vir hierdie verbondsvriend. Wat sy hart, wat my so lief het, dat hy wil nie hê, ek moet weer daai selfde fout maak nie. Dat hy wil nie hê, ek moet daai persoon wees, 6 maande, 1 jaar, 5 jaar van nou af nie. Dankie Heilige Gees, dat U daai ding uit my uit sal haal. Ek wil nooit weer so optree nie. Dankie Here. En dit het my lewe verander. Dit het my lewe verander. Dit was nie lekker nie. Partykeer is dit moeilik om te hoor. Dit sê vir ons in Spreuke 27 vers 5 tot 6. Ek het daai sommer gesê. 'n Openlike bestraffing is beter as liefde wat onsigbaar bly. Op 'n vriend wat jou seermaak kan jy reken. Iemand wat jou haat is oordadig met seisoene. As iemand na jou toe kom en hulle korrigeer ietsie in jou, moenie hoogmoedig wees nie. Wees nederig. Laat toe dat die Heilige Gees deur daai persoon met jou te praat en laat toe dat wat ook al die Here sy vinger op druk in daai oomblik, bid daaroor, vat dit na die Here toe en laat toe dat hy daai ding in jou in begin werk. Because we are called to go from glory to glory. En partykeer is dit 'n eina ding wat nodig is om ons bietjie hoor te vat in sy koninkryk. Ten spyte van die feit dat dit nie lekker is nie, ten spyte van die feit dat dit moeilik is daar 'n waarskuwing vir ons. Ons moenie wees soos die mense in Spreuke 5 nie wat sê, ek het my opvoeding versmaai, ek het my nie gesteer aan die onderrig nie, as ek maar geluister het na my leermeesters en my ore oopgemaak het toe hulle my geleer het. Julle, dis 'n hoë prys om te betaal, om nie te luister nie, as iemand ietsie in jou lewe inspreek nie. En ek praat weer eens, getroue mense wat se harte vir jou is. Mense kan tot en met 'n mate jou maak of jou breek. Daar's mos daai verspotte, simpele kinders sê, sticks and stones may break my bones, but words can never hurt me. Wie ook al dit opgemaak het, was regtig klipdom. Want jy kan my met 'n klippie gooi, oor 'n paar minute is dit weg, maar woorde kan by jou bly vir jare. Woorde, goed wat mense oor jou spreek, dit kan soveel skade doen. Ek het vir jare nie gedink ek kan sing nie, want my beste vriendin het vir my gelag toe ek 12 was. Toe ek voor haar gesing het. Kyk wat kon die vyand daar gedoen het. Wat is die presiese ding wat die Here my na geroep het? Die presiese ding wat die Here my na geroep het. Ek het vir jare geweier om voor mense te sing. Want ek het tog net my mamma hou van my stem. Woorde. Gaan ook vandag dalk huis toe en bid en vra om verskoning vir die woorde wat jy dalk oor mense gespreek het. Jy het dalk nie geweet nie, jy het dalk nie besef nie. En laat toe ook dat die Here genesing bring na jou hart toe. Vir woorde wat mense dalk oor jou gespreek het. Verbondsverhoudings bou. Verbondsverhoudings rus jou toe vir jou doel en jou roeping. Dit herinner jou aan die beloftes wat hy oor jou lewe gespreek het. Dit is die mense wat sê, hier is nie wie God jou geroep het om te wees nie. Dit help jou om bietjie te course correct, want partykeer as ons deur moeilike tye gaan, dan tree ons nie altyd reg op nie. Partykeer vat ons die lang pad om by ergens uit te kom. Jesus sê vir ons, kies pad A, ons besluit nee wat, pad B lyk gerieflik.
En dalk wat jy nodig het om weer terug na pad A toe te kom, is daai vriend in jou lewe wat vir jou sal sê, hey, kom, onthou hierdie is die padkaart wat God vir jou gegee het. Hierdie is die pad waarin jy moet loop. Kom terug. Dit is baie intentionele verhoudings. Dit is ook die verhoudings as mense vra om te bid, dan bid jy egter. Jy bid regtig. Piet en ek dink het verlede week gesê, baie van ons bid vir 'n week. As ons nie die deurbraak gesien het nie, dan bid ons nie meer nie. Maar dis nie wat die Here sê nie. Ons moet bid tot die deurbraak gekom het. Wat as ons deurbraak na 'n jaar kom? Maar ons raak moeg na 10 maande. En partykeer raak ons dalk moeg, maar weet jy wat? As ons vriende het, as ons verbondsverhoudings het, dalk bid hulle vir ons, wanneer ons nie vir onsself kan bid nie. Verbond kos iets, julle. Daar is 'n prys. In die koninkryk en in die lewe, baie mense wil die lekker goed hê wat mense het. Baie mense wil kyk vir Pieter Nel en hulle kyk vir die ongelooflike manier waar hy preek. Hy staan nie voor, lyk asof 'n lekker cushy job was, want ons kerkmense werk mos nie. Hy moet net een keer 'n week sy Bybel lees en 'n paar punte van die Here afkry en so dingetjie doen. Die prys wat hy moes betaal om autoriteit te hê wanneer hy hier staan, nie een van ons sal dit ooit verstaan of begrip vir dit hê, this side of eternity nie. Mense kyk vir goed wat lekker lyk en hulle wil die benefits van dit hê, maar hulle wil nie die prys betaal om dit te hê nie. Wie van ons is bereid om 4 uur op te staan, om vir 1 uur en 'n half of 2 ure 'n dag ons Bybel te lees? Elke dag. Deel van die prys. Is deel van die prys. Dit kos iets. As jy bereid is om die saad te saai, om 'n verbondsvriend te wees vir iemand, kyk wat doen die Here in jou lewe. Want dalk sit jy vanoggend hier en jy het nie dit nie. Jy kan vir dit vra, jy kan vir dit bid, en jy kan een wees, tot die Here vir jou een stuur. Dis hoe die koninkryk werk. Partykeer moet ons gee voor ons kry. Maar ek staan vanoggend hier en ek beloof vir julle met alles wat in my is. Verbondsverhoudings is die beste ding wat met jou kan gebeur in die koninkryk. Want dit is hoe ons, well done my good and faithful servant, with you I'm well pleased, gaan hoor eendag in die hemel. Want ek sê nou vir jou, alleen gaan ons dit nie kan doen nie. Spreuke 15 vers 22, waar daar nie bedraagslaging is nie, slaagplanne nie. Dit slaag wanneer daar baie raadgewers is. Nie net enige persoon is 'n raadgewer nie. 'n Raadgewer is iemand wat 'n prys betaal het om 'n raadgewer te word. Hulle is mense van goeie karakters, hulle is geestelik volwasse, hulle het wysheid en insig. Dis wie ons moet toelaat om inspraak in ons lewens te hê. Raadgewers. En ons moet ook moeite doen om dit te word verander. 1 Petrus 4 vers 8 tot 10. Bo alles moet julle mekaar hartlik lief hê, want die liefde bedek baie sondes. Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla. Ons kry, daar is nie 'n prys in die hemel vir die wat die mees gekla het nie. Ek's jammer. Daar is nie 'n kroontjie, 'n klaakroentjie in die hemel nie. As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God moet elkeen na mate hy 'n genadegawe ontvang het, dit die ander dien. Julle, ek het dit nou genoem. Elke een van ons het 'n gawe van die Heilige Gees binne in ons. Die gawe is nie vir jou nie. Skokkend. Die Here het nie vir jou 'n gawe van profesie gegee sodat jy oor jouself kan profeteer nie. Hy het nie vir jou die gawe van genesing gegee nie sodat jy vir jou eie verkoue kan bid nie. Die gawes is vir die maatjies om julle. En weet jy, die vyand kom, hy kry baie goed reg. Want weet jy hoe baie mense, ons kom kerk toe,
Ons sit, ons doen ons ding, ons gaan huis toe. Ons kom kerk toe, ons sit, ons doen ons ding, ons gaan huis toe. Hoe gaan die mense om jou benefit van die gawe wat binne in jou is, as jy nooit moeite maak om die mense om jou te leer ken nie? Ek wil julle regtig aanmoedig. Daar is 'n geleentheid vir elkeen van ons in hierdie gemeente. Jy kan 'n kom en gaan gemeentelid wees, waar jou bordjie word elke week vol, maar God se hart vir jou is dat wat binne in jou is, moet gebruik word om ander om jou te seën, en wat binne in hulle is, gebruik moet word om jou te seën. En weet jy hoe gebeur dit, as jy inskakel by 'n gemeente? Kies 'n klein groepie, dis 8 weke, dit is die kortste commitment van jou lewe, dis 8 weekies, as jy nie daarvan hou nie, of jy dit nie weet te doen nie. Word deel van die Dream Team. Moenie 'n eiland wees in hierdie gemeente nie. As die enigste maatjies wat jy ken, is die maatjie wat jy saam met jou bring elke Sondag, dan is dit nie God se beste vir jou nie. God se hart is dat die gawe wat binne jou is, moet gebruik word om ander te seën. Job 42 vers 10, nadat Job vir sy vriende gebid het, het sy omstandighede verander. As ek in Job se skoene was, kan ek verstaan hoekom hy baie vir homself gebid het. Dit was wild. Hy het definitief Jesus nodig gehad. Wanneer het iets drasties verander? Toe hy ophou vir homself bid en toe hy vir die mense ombid. Wat as jou deurbraak gaan gebeur wanneer jy nie noodwendig vir jou goedjies bid nie, maar jy bid vir die goedjies van iemand anders? Pragtige voorbeeld van verbond in die woord is Dawid en Jonathan. Jonathan het alles opgegee vir Dawid. Hy het geheg geraak aan Dawid en hom lief gekry soos homself. Saul het vir Dawid in sy huis ingebring en Jonathan en Dawid het 'n verbond gesluit omdat Jonathan hom lief gekry het soos homself. Jonathan het die mantel wat hy aangetrek het uitgetrek en dit vir Dawid gegee om sy uitrusting, sy swaard, sy boog en sy gordel. Nog 'n voorbeeld is Apostel Alex van North Palm. Hierdie mannetjie is regtig geseënd van die Here af. Hy het 'n kragtige profetiese salwing op sy lewe. Vir die van julle wat al ooit 'n woord van hom ervaar het, sy woorde verander mense se lewens. Hy kan baie maklik sy eie bediening begin. Baie maklik. Hy's 'n leier, hy's oulik, hy's goed met mense, hy het 'n hart vir die kerk, hy's hardwerkend, hy's geseënd, die hand van God is op sy bediening, hy kan baie maklik sy eie ding doen. Hy dink nie eers daaraan nie. Hy het sy loyaliteit en sy verbond vir North Palm en vir Mark en Patricia gegee. En ek glo, deel van die rede hoekom hy so geseënd is in wat hy doen, is omdat hy in verbond is met hulle. Hy kies nie promotion bo mense nie. En dis wat baie mense in die liggaam van Christus doen. Ons dink, ek sal hierso kom werk en hierso kom sit en ek sal goed wees totdat Jesus 'n deur oopmaak vir my. En ek sê nie, Jesus gaan nie 'n deur oopmaak vir jou nie. Hy kan doen wat hy wil. Maar mense is alles vir Jesus. Mense is alles. Verbondsverhoudings is alles vir Jesus. Ek gaan afsluit met 1 Tessalonisense 5 vers 11 en 13 tot 15. Praat mekaar moed in en versterk mekaar dan met hierdie woorde soos julle trouens reeds doen. Betoon in liefde die hoogste agting aan hulle ter wille van hulle werk. Leef in vrede met mekaar. Ons druk julle dit op die hart, broers. Wys die leegleers onder julle terug. Praat die kleinmoediges moed in. Help die swakkes. Wees met almal geduldig. Sorg dat niemand 'n ander mens kwaad vir kwaad vergeld nie. Beweier julle liewer altyd vir die belange van julle medegelowiges en van alle mense. Julle, dis ons opdrag van die Here af. Dis ons opdrag van die Here af. Rian, sal jy net vandag vir my kom speel terwyl ek net bid en afsluit? Jesus staan voor ons en hy gee vir ons die geleentheid om die geskenk van verbond in ons lewens te hê.
Dalk sit jy hier vanoggend en jy weet ook hoe dit voel om in verbond te wees met ander. Dalk sit jy hier vanoggend en jy voel daai leemte, want jy het geen begrip vir wat ek vanoggend oor gepraat het nie. Maar weet vanoggend dat God se hart is so vir jou. God wil jou seën met mense wat jou sal lief hê, meer as enige iets, wat vir jou sal bid, wat jou sal ondersteun, wat jou hande sal optel as dit val, as jy moeg is, as dit swaar gaan, as jy siek is hulle daar. Hulle gaan nie eens twyfel of vir 'n oomblik terughou nie. So ek gaan vir almal vra net om julle oë toe te maak. Heilige Gees, vanoggend vra ek dat U 'n persoonlike ontmoeting sal hê met elke een van U kinders vanoggend. Heilige Gees, dankie vir die geskenk van gebond. Van verbond. Dankie Heilige Gees vir die geskenk van U hart en U teenwoordigheid. Here, kom en leef binne in ons. Stuur mense om ons wat ons sal lief hê, soos wat U woord sê. Wat ons sal lief hê soos wat U ons liefhet. En Here, help ons om daai tipe mense te wees vir ander. Heilige Gees, help ons om mekaar se laste te dra, om die moeges op te tel, die wat swaar kry, weer krag in hulle bene in te praat. Heilige Gees, dankie. Kom en doen wat net U kan doen. Kom en staan saam met ons vanoggend, Heilige Gees. Ons is dankbaar vir U. Ons is dankbaar vir U. Amen.